Voordat ons met die woordverkondiging begin, het 'n administratiewe breek. Wanneer mens optree ergens en jy staan voor 'n klomp mense, dan na die woordverkondiging kom iemand na jou toe en dan sê hulle vir jou, jy moet dit reg gesê of jy dit nie reg gesê nie. En ons het nie daai voorreg nie. Daarom doen ons navorsing. En ons wil baie graag vra dat jy ons navorsing sal invul by kruispadnavorsing.com, sodat ons kan sien of ons die bal raakslaan of nie, en of daar dalk veranderings aangebring moet word, wat werk en wat werk nie. So asseblief, ek vra dat jy vir ons sal help om hierdie inligting in te samel, en ergens in hierdie week 'n tydjie sal maak om die navorsing in te vul. Dit sal so 3 na 4 minute neem by kruispadnavorsing.com. Baie dankie dat ek kan vra. Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis vir my, vir ons almal so 'n groot voorreg om God se woord in vandag se woorde te mag bring. Ek voel baie keer soos Paulus wat sê dat as dit by die disippels en by die leermeesters kom, dan voel dit vir hom, hy staan heel agter in die ry. Hy gaan eintlik verder en sê dat hy nie eers in die ry mag staan nie. En ek voel ook so. Wie is ek nou om God se woord aan ander mense te wil bring? Ek wat vol foute en sondes is. So eintlik voel ek dan te klein as die Vader vir my wil gebruik om sy woord oop te breek. Maar ek weet dit is net deur sy krag en deur sy genade dat ek wel iets mag en kan sê. Vriende, die wonderlike nuus is dat God nou vir jou kom groet en vir jou kom welkom heet deur die volgende woorde. Hier is vir jou genade en vir jou oor genoeg vrede. Kom gerus in. Ons kom vandag tot die einde van ons reeks wanneer Jesus opdaag. Ons het gaan afloer waar Jesus aan die vrouens daar by die graf verskyn het. Ons het saam met die Emmausgangers gestap en ook aangesluit by waar Jesus aan Petrus en Thomas verskyn het. By elkeen van die verskynings het ons iets geleer van Jesus, maar ook verseker van onsself en wat dit vandag vir ons beteken. Die woord van God hou nooit op om ons te leer nie, en vir ons tools te gee vir die dag nie. Die eerste keer dat ons gaan stilstaan daar by die vrouens, wat hoor ons kan nie stil bly nie. Hulle het daar by die graf gestaan en het nie geweet wat aangaan nie, en toe kom verskyn Jesus aan hulle, en hulle kan nie daaroor stil bly nie. Hierdie goeie nuus vra reaksie, ook van ons, dat ons moet gaan praat, ons moet gaan verander vertel. Tweedens het ons gesien, wanneer Jesus opdaag, val die skille af. Daar waar ons gestap het, saam met die Emmausgangers, wys Jesus vir ons dat hy is nader aan ons as wat ons dink. Selfs wanneer ons hom nie raak sien nie, stap hy saam met ons. Wanneer hy opdaag, verander alles en hoop kom terug. Hou net aan stap en praat met hom. Hy's besig met jou storie. Wanneer Jesus opdaag, kry jy 'n tweede kans, het Jan gesê. Jesus kom terug na Petrus om hom te herstel. Nie veroordeel nie. Hy gee net vir hom genade. Ook vir jou. Jou foute diskwalifiseer jou nie. Jesus gee vir jou 'n nuwe begin, 'n nuwe roeping. Wanneer Jesus opdaag, verander twyfel in geloof. En Thomas wys hoe moeilik dit is om te glo sonder om te sien.
En Jesus kom juis in sy twyfel en ontmoet hom daar en ons hoor dat dis oukei om vrae te vra. En Jesus sal ons help om ook by die antwoorde uit te kom. Nou vandag is ons by 'n baie interessante verskyning van Jesus. Baie mense mis dit en ek moet myself nou regtig ver gaan soek het van waar dit staan, want dit staan nie in een van die evangelies nie. Ons kry dit daar in 1 Korintiërs, waar Paulus besig is om amper soos in hofsaak, 'n saak te maak vir Jesus wat opgestaan het. Maar voor ons dit alles uitblaker, kom ons raak hier stil. En ons stel ons in vir die ontvangs van die woord van God. Ons Vader, dankie dat U ons Here en ons God is. Dankie dat U voorsien. Dankie vir U genade. Dankie Here dat U elke tree saam met ons stap. Vader, dankie vir hierdie reeks wat ons hierdie afgelope tyd kon gaan afloer het, hoe U Jesus verskyn het aan 'n klomp van U mense. Dankie dat daar soveel getuies is. Dankie dat ons kan luister hoe Paulus hierdie getuies oproep om te kom vertel. Dankie dat ons ook vir U broer Jesus, dat ons vir Jakobus kan ontmoet en dat ons ook by hom kan leer. Daar waar hy getwyfel het, waar hy eintlik nie geglo het nie, maar toe hy in U vasloop, toe is dit 'n heel ander ballgame. Daarom kom nooi ons U in om weer vandag aan ons elkeen te verskyn. En ek vra Here, vergewe die bedienaar van die woord in ons almal se sondes. Amen. Korintiërs 15. My liewe broers en susters, laat ons vir oulaas weer kyk na die goeie boodskap oor Jesus wat ek vir julle vertel het. Dit is die boodskap wat julle eie gemaak en nou by sal staan of val. Toe julle hierdie goeie nuus gehoor het julle mos Christene geword. Natuurlik mits julle nie allerhande afdraaipaadjies vat nie, maar dit glo soos ek dit vir julle vertel het. As julle egter 'n ander pad loop, stap julle weg van God af, wat julle red, en kan julle net sowel ophou glo, want dit alles sal julle niks help nie. Soos ek die boodskap van ander gehoor het ek dit ook vir julle vertel. Die hart van alles is dit: Christus het gesterf sodat ons nie self sal moet sterf vir al die verkeerde dinge wat ons voor God gedoen het nie. Dit is presies wat die skrif voorspel het sou gebeur. Maar die skrif het ook verder voorspel dat hy begrawe sou word en dat God hom na 3 dae weer lewendig sou maak. Net so het dit toe ook gebeur. Petrus het hom eers gesien nadat hy lewendig geword het.
en later het al 12 sy getrouste volgelinge hom gesien. Daarna het hy aan 500 mense gelyk verskyn. Party van hulle is al dood, maar die meeste van hulle lewe nog. Jakobus het toe aan die beurt gekom, en daarna die apostels. Heel laaste het Christus aan my verskyn. Ek wat op heeltemal die verkeerde tyd gebore is, en daarom lank op die verkeerde pad was. As dit by die apostels van die Here kom, staan ek agter in die ry. Eintlik behoort ek nie eens in die ry te staan nie, want kyk net hoe het ek die mense van God vroeër vervolg en probeer seermaak. Maar God was wonderlik goed vir my, wat ek natuurlik geensins verdien het nie. Hy het my gemaak wat ek nou is. Hierdie goedheid van God was nie alles vir niks nie. Ek het harder en meer vir die Here gewerk as enige ander een. Dit was nie ek wat so goed was nie, maar die Here wat so goed vir my was. Hy het deur my gewerk. Eintlik maak dit nie saak wie die werk doen nie, solank dit net gedoen word. Of dit nou ek is of die ander apostels, ons het dieselfde goeie nuus vir julle kom vertel, en julle het dit julle eie gemaak. Hoekom skryf Paulus hierdie hoofstuk aan die mense daar by Korinthe? Nou, dit is net so 'n bietjie verder af in die hoofstuk gee hy vir ons die rede hoekom hy hierdie stuk skryf. Hy sê dat daar mense in die gemeente is wat nie kan glo dat iemand uit die dood uit opgestaan het nie. Hulle kan net nie hulle kop, hulle gedagtes om hierdie een kry nie. Hoe kan 'n mens dood wees en dan weer lewend word? En so baie van ons wonder ook hieroor en sukkel ook om te glo in die opstanding van Jesus. Paulus bied 'n verklaring of 'n betoog aan, amper soos iemand wat nou 'n advokaat is wat netjies aangetrek is met 'n das aan, 'n wit hemp, en daar in die hof staan en uit die gedeelte wat Adel nou vir ons gelees het ons die begin gehoor is van die kern van die saak wat Paulus besig is om te verdedig. Paulus begin sy betoog deur die kernboodskap eers te stel daar aan die hof. Hy sê, Jesus het gesterf vir ons sondes. Hy is begrawe en hy het opgestaan. En hierdie is niks niets of ingewikkeld nie. En dis die fundament waarop alles rus. Ook sy betoog hier in die hof waar hy nou so netjies is. Dis die boodskap wat hulle ontvang het en waarin hulle staan en hy weet hulle word hierdeur gered. En as jy hieraan vashou, het jy lewe. En as jy nie hieraan vashou nie, is jou geloof te vergeefs. So as ek nou hierdie argument van Paulus gehoor het, wat beteken dit vir my vandag? As Jesus regtig vir jou sondes gesterf het en opgestaan het, beteken dit dat jy hoef nie meer te sit in skuld en vrees en dinge van die verlede wat jou rondjaag nie. Jy het nuut begin. Dit beteken dat jou geloof nou nie net iets is wat jy voel nie, maar waarop jy jou hele lewe kan bou. Uiteindelik beteken dit, hierdie storie vra, dat jy dit wat jy glo gaan uitleef daar buite. Nou nadat Paulus hierdie kern van die saak daar betoog het, sê hy vir die ouens wat nie dit wil glo nie, dat daar eintlik mense is wat tussen hulle leef aan wie Jesus verskyn het. Dis asof hy as te ware hulle oproep hier na die getuiebank in die hof om te kom getuig dat dit wat hierdie kern van die geloof is, dat dit waar is. Hy vra hulle om dit te kom bevestig. Paulus hou hier
'n klomp van hierdie getuies voor. Hy het dit self met sy eie oë gesien. Maar die eerste getuie wat hy oproep in die gedeelte wat ons gelees het, is Petrus wat Jesus verloon het, aan wie Jesus eerste verskyn het. Nie om hom te breek nie, maar om hom te herstel. Dit wys dat Jesus nie wegstap van mense wat val nie, maar juis na hulle toe kom. So dis die getuie wat hy oproep. Die ander getuies is 12. Dis die volgelinge van Jesus wat saam met Jesus geleef het en alles gesien het. Hulle getuienis verseker dra gewig, want hulle het nie net gehoor nie, hulle het hom gesien na sy opstaan. Hulle het saam met hom geleef. Die derde groep wat Paulus as te ware oproep, is die 500 gelowiges. Dit was nie maar net 'n klein intieme verskyning nie, maar dit was honderde mense wat Jesus op dieselfde tyd gesien het. En Paulus sê hier in die geskrifgedeelte dat daar nog 'n klomp van hulle leef. En as te ware sê hy, gaan vra hulle. En dan roep Paulus eintlik homself as getuie na die getuiebank. Paulus was eers vyand van Jesus en die kerk vervolg. Nou sy ontmoeting met Jesus verander hom radikaal en maak hom een van die grootste verkondigers van die evangelie. En is juis as gevolg van sy verkeerde dade, wat hy soos ek aan die begin gesê het, dat hy voel hy kan nie in die ry staan nie. Maar met genade van God kan hy. Want God gebruik hom kragtig. Maar nou nog een, en dis by die ou wat ons vandag wil gaan stilstaan, die getuies wat Paulus roep, en wat net hier staan, is Jakobus. Nie een van die evangelieskrywers het vertel dat Jesus aan hom verskyn het, voor hy hemel toe is nie. Paulus gebruik hom heel waarskynlik hier vir Jakobus as 'n getuie, omdat een, hy nog lewe, en twee, omdat baie van die mense wat twyfel, met hom kan vereenselwig, omdat hy self so getwyfel het. Jakobus was een van Jesus se broers, en onthou, Jesus se familie het nie heeltemal geglo dat Jesus die verlosser was nie. En soos dit mos maar gaan in gesinne, beklei 'n mens mos maar nou, en is broers en susters maar so 'n bietjie rof met mekaar. Nou Jesus se broers het verseker vir hom gespot. Ja, soms is die wat die naaste aan jou is, die moeilikste om te oortuig. En Jakobus was ook nie een van die 12 disippels nie. Jakobus moes nog tot inkeer kom. Ja, Jakobus het vir Jesus geken, was broers, maar hy het nog nie tot inkeer gekom nie. Sy hart moes nog verander word. Nou die teks vertel nie vir ons waar en hoe Jesus aan Jakobus verskyn het nie. Net dat Jesus wel aan hom verskyn het. En ons weet dit as jy kyk na die verandering van Jakobus wat nie eers geglo het nie, en op die ou en die hoof van die kerk was. En na hierdie ontmoeting was daar 'n intieme ontmoeting tussen Jesus en sy broer Jakobus. Nou uit die Griekse woord wat ons vertaal met verskyn, leer ons dat dit meer is as Jesus wat net daar opgedaag het by Jakobus. Jy sien, Jesus self maak dit moontlik, sê die woord vir ons, vir Jakobus om hom raak te sien. Jesus word nie net ontdek of toevallig raak gesien nie. Jesus openbaar hom aan elkeen van hierdie mense of groepe wat aan wie hy verskyn het, omdat dit eerstens sy intensie was en tweedens dat daar 'n doel was hoekom hy aan hulle verskyn het. Daar is 'n rede hoekom Jesus aan Jakobus verskyn het. Jesus ontmoet 'n hart wat nie geglo het nie. Jakobus het saam met Jesus groot geword, maar hy het nie regtig geglo nie. Hy het Jesus geken, maar hom nie as Here erken nie. Partykeer is dit ons storie ook. Ons het so groot geraak, ons weet van Jesus, maar ken ons hom regtig? Toe Jesus aan Jakobus verskyn het, verander alles. Want nou word
die verhouding persoonlik. Jakobus het radikaal verander. 'n Mens kan nie dieselfde bly in Jesus se teenwoordigheid nie. Wel, Paulus self is 'n groot bewysstuk hiervan. Behalwe dat sy hele lewe ook heeltemal verander het, heeltemal omgeswaai het, kon hy fisies vir 'n paar dae nie sien nie, omdat hy in Jesus se teenwoordigheid was. Jesus 2 herstel en verhouding. Hierdie is nie net enige man nie, dis Jesus se eie broer. Daar was spanning en vrae en heel waarskynlik baie dinge wat nog nie uitgepraat was nie. Selfs dat goeders uit die gesinslewe wat seer gemaak het en nooit die strydbyle neergelê het nie. Jesus kom nie terug om nou vir Jakobus daaroor te verwyd nie. Hy kom om reg te maak. Hy bring genesing waar daar afstand was. Jesus kom nie net vir ons sondes na die aarde toe nie, maar hy kom ook om genesing te bring in ons verhoudings wat stikkend is. Jesus wou hierdie verhouding met sy broer herstel en net so met ons. 3. Jesus roep vir Jakobus op vir 'n groter doel. Na hierdie ontmoeting, moet dit so sê, Jakobus was nie dieselfde nie. Hy skuif van iemand wat twyfel na iemand wat ly. Jesus wys vir hom dat sy storie nog nie klaar is nie. Hy roep hom na iets groters, iets wat 'n impak gaan maak. Jakobus het op die ou end die stokke gevat van hierdie kerk in Jerusalem en het 'n groot rol gespeel in die vestiging van hierdie eerste gemeente, hierdie eerste kerk. Soos Paulus, soos ek en jy gebruik God kromstokke om in reguit hou te slaan. Dalk is hier 'n paar van julle wat kan identifiseer met Jakobus. Ons kan soos hy wees wat naby aan Jesus groot geword het. Ons het gehoor in die kerk by ons ouers, maar ons ken hom nie regtig nie. Jy hoor die storie, jy ken die Bybelverse, jy is dalk al jare in die kerk, maar het nog nooit jou hart geraak nie. Dis kennis, maar nog nie 'n verhouding nie. Ons kan ook soos hy wees wat twyfel, al weet ons beter. Jakobus het Jesus gesien, hy het hom gehoor, saam met hom geleef, en hy het nie geglo nie. So dis moontlik om alles te sien en nog steeds te wonder, is dit regtig waar? Ons is partykeer soos Jakobus, wat te gemaklik geraak het met Jesus in ons nabyheid. As iemand so naby aan jou is, dan raak jy gewoond en begin hom miskyk. Ons doen dit ook. Jesus raak vir ons alledaags, amper net nog 'n deel van my lewe. Vriende, ek probeer julle help om te kyk soos ek waar ek vasgeval het en dalk lou geword het, en dalk waar ons te gemaklik geword het. Dink 'n bietjie mooi na oor waar jy nou jou bevind in jou verhouding met God. Ons kan ook soos Jakobus wees wat nog nie oorgegee het nie. Hy het Jesus geken, maar hy het nog nie sy lewe aan hom oorgegee nie. Dit is moontlik om rondom Jesus te wees, maar nog nie vir hom gekies het nie. So kom ons sit net so. En ons dink of ons nie dalk ergens by plekkies ingegly het en ook soos Jakobus geword het nie. Dalk lou geword het. En indien wel, kom ons gaan sit dit voor God neer. En ons sê vir die Here, ek is jammer. Ek wil weer 'n aktiewe verhouding met Jesus, met God en die Heilige Gees hê.
dat Jesus met ope arm staan en jou weer terug ontvang. So wat wil God vandag vir ons leer uit sy woord? Beteken eerstens dat Jesus nie wag dat jy eers alles uitgefigure het nie. En dit het soveel keer gehoor hierdie reeks. Hy wag nie vir perfekte mense wat perfek glo en alles verstaan en alles reg kry nie. Hy kom self na jou toe, soos hy na Jakobus toe gekom het. Dit verander hoe jy dink oor geloof, oor hoe jy geloof beleef. Geloof begin nie by jy wat so hard probeer nie, maar by Jesus wat homself aan jou wys. En hiervoor moet ons net opdaag. Ons moet Jesus om elke hoek en draai verwag. Dalk nie in 'n persoon self nie, maar in iemand anders. Dalk iemand wat jy ken of in 'n onbekende dag Jesus op. Dit beteken ook dat jy nie hoef te maak asof alles reg is nie. Jakobus het nie geglo nie en tog kies Jesus om vir hom te ontmoet. Jy kan dus eerlik wees oor jou twyfel, oor jou vrae en selfs jou worstelinge, soos Thomas. Jy hoef dit nie weg te steek nie. Bring dit net so na Jesus toe, want is juist daar waar hy jou wil ontmoet. Nie perfek nie, net soos jy is. Jy hoef nie, soos ek, te vra, Here, hier en daar in die begin, wat van al my foute nie, wat ek al gemaak het nie. Vir daai het Jesus klaar aan die kruis gesterf. Steek net jou hand op. Dit verander hoe jy na jou verlede, na jou verhoudings kyk. Jesus kom nie terug, hoeveel keer het ons al gesê, om Jakobus te herinner aan alles wat hy verkeerd gedoen het nie. Hy kom om te herstel. Dit beteken, jy kan begin glo dat God ook jou stikkende goed wil heel maak. Daardie verhoudings wat seer is, daardie skuld wat jy dra, daardie goed wat jy wens jy kon oordoen. Jesus kom met genade daarin. Daardie verhouding wat gebreek het en wat jy nie weet hoe om dit reg te maak nie. Daardie skuld en die skaamte wat jy so stil saam met jou dra en wat vir jou vashou. Daardie keuses en foute wat jy wens jy kan terugvat en oordoen. Jesus wil daar jou ontmoet. Jakobus het nie net hierdie mooi ervaring gehad in sy lewe nie. Hy het opgestaan en 'n rol begin speel in God se plan. Dit beteken, jy kan nie net hoor en niks doen nie. As jy Jesus ontmoet, begin jy anders dink, anders kies, anders leef. Jy begin beskikbaar raak, jy begin praat oor hom, en jy begin doen wat hy vra. Al voel jy nog nie gereed nie. God wil jou gebruik. Kan ek dit weer sê? God wil jou gebruik. Hy maak 'n verskil. Hy wil 'n verskil maak, daar waar jy werk, daar waar jy met jou gesin is, daar waar jy saam met jou vriende is, wil hy 'n verskil maak. En hy wil jou, soos jy is, gebruik. Ek het u geken van naby af, maar nooit regtig gesien. Saam met u groot geword, Heer, maar nooit verstaan wie u is nie. Ek het gehoor wat mense sê, en dalk selfs saam gelag, maar diep binne het iets gewag, vir daardie een oomblik van krag. En toe kom jy na my toe, nie in geraas maar stil. Nou sien ek, nou glo ek, dis nie meer net 'n storie nie. Jy het my naam geroep, en alles het verander hier. Nou sien ek, nou weet ek, hier leef ook binne my. Ek was naby,
maar nou behoort ek heeltemal aan U. Jesus, ek's vry. U kom nie met verwyte nie, U kom om heel te maak. Waar ek gebreek en stil geraak het, het U my hart weer aangeraak. Nie perfek, nie reg genoeg, maar U kies my nog steeds. U vat my storie, krom en rou, en maak dit deel van iets groots. En in daardie ontmoeting het my hele wêreld geskuif. Nou sien ek, nou glo ek, dis nie meer net 'n storie nie. U het my naam geroep en alles het verander hier. Nou sien ek, nou weet ek, U leef ook binne my. Ek was naby, maar nou behoort ek heeltemal aan U. Jesus, ek's vry. U wag nie dat ek reg is nie, U kom net soos ek is. In twyfel in my vraag, is dit waar U my ontmoet? U roep my tot 'n groter doel, al voel ek nie gereed. U gebruik gebroken mense om U lig te wees. Ek sien U nou, ek ken U nou, nie net naby nie, maar binne my. Ek sien U nou, ek ken U nou, nie net naby nie, maar binne my. Wat sê die Heilige Gees vandag vir jou? Nie vir die persoon langs jou nie, nie vir iemand anders nie, maar vir jou. Waar druk hierdie boodskap 'n vinger op jou verhouding met Jesus? Is hy vir jou net 'n storie wat jy ken, of 'n Here wat jy maar net van iets weet, of is dit iemand wat jy volg? Miskien wys die Gees vandag vir jou iets anders, iets wat jy nog nie oorgegee het nie, iets waarvan jy nog nie vry is nie, 'n verhouding wat stikkend is, 'n gewoonte wat jy vashou, 'n twyfel wat jy wegsteek. Hoor mooi, Jesus kom nie om pak te gee nie, hy kom om jou heel te maak. Soos met Jakobus, kom hy na jou toe. Dalk is dit jou oomblik. Dalk is dit vandag waar alles skuif. Nou sien ek, nou glo ek, dis nie net meer 'n storie nie. U leef werklik in my. Ek behoort aan U heeltemal. Moenie hierdie oomblik laat verbygaan nie. Sê dit vir hom, gee dit vir hom, en gaan doen dit wat hy op jou hart druk. Mag die genade van God en die liefde van Jesus en die nabyheid van die Gees orals by jou wees, waar jy saam met Jesus leef. Amen. U wag nie dat ek reg is nie, U kom net soos ek is. In twyfel in my vraag, is dit waar U my ontmoet? U roep my tot 'n groter doel, al voel ek nie gereed. U gebruik gebroken mense om U lig te wees. Ek sien U nou,